ek nie sal buig, elke mond getuig, dat U Baie welkom by Vita Day Bybelstudies. Dit is ons Johannes Bybelstudie. En ons is in Johannes hoofstuk 10. In ons laaste opname het ons gekom tot by vers 21. So ons gaan nou van hier af aan. En as jy nuut is op die kanaal en veral wat die Bybelstudies betref, die formaat is baie eenvoudig. Ons het 'n sekere tyd vir 'n video en ons praat deur die teks so lank as wat ons tyd het en ons stop en ons gaan aan waar ons laas gestop het. So daar's niks uitgewerk voor die tyd nie, is niks voorberei voor die tyd nie. So al wat ek by my het is die teks van die Bybel self. En die rede vir hierdie benadering is maar bloot ook om te sê, daar's wonderlike hulpmiddels, nee. Wat ek myself baie van het. 'n hele biblioteek vol. Dis nou nie hierdie boeke wat hier staan nie, maar 'n hele biblioteek vol boeke wat taalverwysings en inhoudsverwysings en interpretasie en allerlei dinge is wat baie kosbaar is. Ons gebruik in hierdie Bybelstudies aspres nie die hulpmiddels nie, want almal het nie die hulpmiddels nie. En wat ek probeer doen is net om die teks te vat. Sonder dat iets nou uitgewerk is en net te gesels oor wat jy kry in die teks, want ek dink die meeste mense het nie die hulpmiddels wat ek het nie. Nee, dis mos nou logies so. Die breë publiek, dis nou maar selfs met gereedskap. As ek nou gaan, die ouens wat op karre werk, hulle het gereedskap wat ek nooit in my lewe sal besit nie. Dit is so, die meeste mense het nie die tools wat hulle het nie, want dis hulle werk, dis wat hulle doen. Nou ja, die meeste mense wat die Bybel lees, het nie honderde en honderde verwysingsboeke waarna hulle kan verwys nie, behalwe dit wat hulle het in die teks van die Bybel. So ons lees net deur die teks en lees wat staan daar, en bring dit in verband met die ander dele wat ons gelees het. Nee, om die konteks daarvan te verstaan en te sien, en dan verduidelik die woord, die geïnspireerde, geesvervulde woord van God, verduidelik self die res. Dis wat so kosbaar is. So lees gerus saam met my, as jy jou Bybel het, maak hom oop by Johannes 10, en ons trek weg by vers 22. En dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem. Ek gebruik die 53 vertaling, en dit was winter. Ja, is lekker stukkie inligting net daar, in daai een versie. En Jesus het in die tempel gewandel, in die pilaargang van Salomo. Pilaargang van Salomo kom natuurlik weer ter sprake, in die boek Handelinge, in hoofstuk 3, waar daar 'n verlamde man sit en bedel, en Petrus en Johannes ook daar loop, waar Jesus nou loop. En hy bedel en hulle sê vir hom, silwer en goud het ons nie, maar dit wat ons het, gee ons vir jou. Goed, en die Jode het hom omring en vir hom gesê, hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. Nou, die woord, die Jode, nou, die mense wat in Israel bly, staan vandag bekend as die Jode. Jode. Maar as jy nou in die Nuwe Testament lees van die Jode, dan is dit 'n baie spesifieke toewysing van mense. Dit was nie gebruik as die algemene woord vir almal wat in Israel is nie. Jews, Jode. Dit was 'n spesifieke groep mense, om dan nou spesifiek te verwys na mense onder andere uit die geleerdere van die Fariseërs en die Sadduseërs, en mense wat baie puntenerig en noukeurig op die wet geskool is en die toepassing daarvan en die administrasie daarvan en die bestudering daarvan en die filosofering daarvan is 'n baie spesifieke groep mense. Petrus
was volgens moderne definisie ook 'n Jood, maar nie in hierdie konteks nie. Die woord die Jode praat nou nie van almal wat in Israel is nie, maar van 'n spesifieke groep mense, en dit help as 'n ou net dit klaar weet, en jy kan dit verstaan. Die Jode het hom omring en gesê, kom moenie ons so in spanning laat nie, as jy die Christus is, sê. So Jesus se antwoord op hulle is, ek het dit vir julle gesê. So ek weet nie waaroor is julle nou so in spanning nie, ek het dit al gesê. Ek het dit gesê. Toe Jesus vir Petrus vra, wie sê julle is ek? Toe sê Petrus, U is die Christus, die seun van die lewende God. En Jesus sê, maar vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Sê, ja, ek het dit al vir julle gesê. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Dis nie net dat Jesus dit al in woorde erken het en gesê het nie, en homself op dieselfde vlak as die Vader plaas nie. En hy kom uit die Vader en hy en die Vader, maar ook die werke wat Jesus doen. Ons sal nou praat van die wonderwerke. Johannes in hierdie evangelie praat nêrens van wonderwerke nie. Hy gebruik glad nie daai woord nie. Want Johannes verstaan die verband tussen die wonderwerke en die identiteit van Jesus. En dat dit wat Jesus doen, is eintlik heenwysers, rigtingwysers na wie hy is. Dis die belangrike ding om te sien. Nee, dis nie die wonderwerk nie. Die wonderwerk is wonderlik en is wonderbaarlik, dit is so. Water en wyn, ek bedoel, kom nou, jy weet, of hy het 7 sulke wondertekens, soos hy dit noem, beskryf in hierdie evangelie, en al 7 van hulle verstaan Johannes, en al die ander wys na iets baie belangriker as die teken self. Groter as die feit dat water wyn geword is, die feit van wie praat dit? En dit openbaar iets van wie Jesus is. So, dis presies die antwoord wat Jesus dan vir hierdie mense gee. Vers 26, maar, sê Jesus verder, julle glo nie, want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het. Nou, hierdie het 'n baie belangrike implikasie. Julle is nie van my skape, julle glo nie, want julle is nie van my skape nie. Die implikasie hier is juist dat Jesus sê, want hy het dit al vroeër gesê, en sê, julle is nie deel van God se mense nie. Want as julle deel was van God se mense, dan sou julle my geglo het, julle sou met my gegaan het. Maar julle is nie deel van God se mense nie, want julle glo my nie, julle aanvaar my nie, julle volg my nie. Dit sê, julle hart is nie na God nie, want as dit was, sou hy julle na my toe gerig het. As julle harte was, almal wie se harte by God is, kom by Jesus uit, want dis wat die Vader doen, hy openbaar die Seun. So jy soek God en die Vader openbaar die Seun. Julle is Israeliete, maar julle is nie my mense nie. Julle is nie God se mense nie. En hier is 'n belangrike ding dat jy dit raak sien. Want daar's nou so 'n ou dingetjie wat rondgaan onder baie mense, dit is dat die Israeliete is God se mense. God sê self is nie waar nie, is nie waar nie. Dis nie waar nie, my mense is tussen hulle, maar my mense is nie hulle nie. En Jesus wys dit baie deeglik uit, julle harte is nie by my nie, julle eer my met julle lippe, maar julle harte is ver van my af, en God is nie julle Vader nie, sê Jesus reguit, sê God is nie julle Vader nie, julle is nie my mense nie, julle is nie deel van God se mense nie, en dit is, en kyk julle houding teenoor my, is die klinkklare bewys, so julle kan nou maar besny wees, die feeste hou, die Sabbat hou, weet alles doen, en alles resiteer, en die gebede opsê, en vir julle pragtige klere aantrek, en weet allerhande ritueeltjies deurgaan, en offer in die tempel, julle is nog steeds nie deel van my mense nie. Nee, dis die belangrike ding. Ja, dis groot om het raak te sien. Goed, Jesus gaan aan. Hy sê, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my. My skape luister na my stem. Weet jy wie is my mense? Weet jy wie is my mense? Dis die wat my volg. Julle is nie my mense nie. Julle volg my nie. Julle luister nie na my stem nie. Julle glo nie wat ek sê nie. Julle volg my nie.
julle werk, julle is nie by God nie, want as julle was, sou julle my gevolg het. En ek gee hulle, dis nou die mense wat my volg, gee ek die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand trek nie. Ja, net so 'n bietjie van 'n voetnootjie daar. Glo ek hierdie woorde van Jesus? Ek glo dit sonder voorbehoud. Die wie hom volg, sal nooit verlore gaan nie. Hoekom nie? Want Jesus is die verlossing. Hy produseer nie verlossing nie. 'n Verlossing is nie 'n produk nie, verlossing is 'n persoon. En Jesus is die weg van verlossing en die verlossing self. Nee, net soos wat hy die offer en die hoëpriester is. En die tempel is. Hy is dit alles. Hy sê net een nie, hy is alles. Hy is waarlik die Alfa en die Omega. So 'n persoon wat Jesus volg, hy volg Jesus, sal nie verlore gaan nie. Hoekom nie? Want Jesus is die verlossing. Kan nie verlore, hoe kan jy verlore gaan as jy by Jesus is? En niemand, hoe eindig hy, laat ek net weer lees, en niemand sal hulle uit my hand trek. Niemand sal hulle uit my hand trek nie. Reg, nou is hier 2 baie belangrike dinge wat daarmee saam gesê word. So, 1. Wat sê die versie nie? En 2. Wat sê hierdie versie van valse leraars? Baie belangrik, nee? Wat ons daaroor kan sê, want Jesus noem dit, hy sê die wat nie by die deur van die skape ingaan nie, is 'n dief en 'n rower, wat van 'n ander kant af inkom. So dis heeltyd daar, die gesprek is heeltyd op die tafel, en soos wat hierdie evangelie ontvou, gaan Jesus hulle weer waarsku van valse leraars, en van allerlei ander bedreigings wat in en op die kerk inwerk. Kom ons antwoord die eerste. Wat sê hierdie versie nie? Hierdie versie sê nie, dat iemand wat tot geloof in Jesus gekom het, is vir ewig gered nie, maak nie saak wat hy doen nie. Dis nie wat hierdie versie sê nie, dit sê dit nêrens nie, maak nie saak hoe jy daai versie lees nie, tensy jy iets anders tafel toe bring, wat daardie versie nie sê nie. Die versie sê, die wat my volg, sal nooit verlore gaan nie. En as jy ophou om hom te volg, wel, dan hou jy op om agter verlossing aan te loop. Jesus is die saligheid, hy produseer dit nie as 'n produk, wat jy in jou hempsak sit, dan stap jy weg, maak nie saak wat jy met Jesus maak nie, jy het darm jou verlossing hier in jou sak. Dis glad nie wat dit is nie, was nog nooit so bedoel nie. So enige verstaan van verlossing, of dan spesifiek hierdie versie wat in daardie rigting loop, is heeltemal verkeerd. Is nie wat daar staan nie. Julle sal in der ewigheid nooit verlore gaan nie. Wat beteken, terwyl ek Jesus volg, is ek vas, versekerd van my verlossing en my saligheid. Nou, mens moet oor hierdie onderwerp natuurlik nog iets bysit, oor hierdie eerste punt, en dit is, dat Paulus en Petrus van verlossing praat as nie 'n verlede tyd nie, maar 'n verlede, 'n teenswoordige en 'n toekomstige. En dat Jesus dit ook sê in Openbaring, dat hy wat getrou bly tot die einde toe sal die kroon van die lewe ontvang. En dat ons nou nader is as die saligheid as toe ons gelowig geword het, sê Paulus, en die einddoel van ons geloof, die saligheid van ons siele verkry, sê Petrus. Dat daar 'n voltooiing van saligheid is. En dat terwyl ek vandag in Jesus wandel, is ek verseker van my saligheid, maar as ek van Jesus sou wegdraai en van hom af weggaan, gaan ek van die saligheid weg. Niemand sal jou uit my hand ruk nie, is absoluut waar, terwyl ek aan Jesus vashou, is ek veilig in Jesus. Maar ek kan sy hand los, en vir geen oomblik beteken dit, hy sal nie my hand los nie. Dis nie waar nie, waar 'n ou dit vandaan kry, weet ek nie, maar dit staan nêrens in die Bybel nie. As ek sy hand los, sal hy my waarsku, en vir my sê, jy is op die verkeerde pad, soos wat die skrywer van Hebreërs aan die Jode gemaak het, wat
van Jesus begin wegdraai vanweë vervolging en druk wat oor hulle kom, omdat hulle in Jesus glo as die Messias en die Here, Seun van God. En die waarskuwing is geweldig sterk, dat as jy van Jesus af wegdraai, draai jy van saligheid af weg. As jy van Jesus af weggaan, jy los sy hand, jy gaan jou eie rigting, is jy op jou eie. En is daar geen sprake van saligheid of verlossing buite of weg van Jesus nie. Dit maak dit so verskriklik belangrik. Nog 'n ding wat daar voorkom, en dis ons punt 2 rondom hierdie versie, en dis die feit dat niemand jou uit my hand sal ruk nie. Wat ons wil iets maak sê oor valse leraars. So 'n valse leraar kan nie kom en my gryp en wegruk van Jesus af nie, tensy ek Jesus los en agter hom aanloop. Nou dis die hele punt van valse lering. Valse lering kom op so 'n manier na jou toe om jou te probeer oorreed. Die Bybel praat van mislei. Te probeer oorreed om Jesus te los en in 'n ander rigting te loop. 'n Valse leraar kan jou nie ruk uit sy hand nie, maar jy kan sy hand los, en dis presies wat valse lering wil doen, om jou te kry om Jesus te los. Dis al wat moet gebeur, om jou net van Jesus af weg te kry. Dis 'n baie belangrike waarheid om van notisie te neem. My Vader, wat hulle aan my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Kan nie uitruk nie. Stap agter Jesus aan, en jy stap in die weg van saligheid. Hou aan hom vas, en niemand ruk jou daar weg nie, tensy jy los, of tensy jy van Jesus af weggaan. En dis baie belangrik. Ek en die Vader is een. Ek en die Vader is een. Wow, wat 'n uitspraak. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig, want dis net totaal en al godslasterlik. Hoe kan 'n mens homself gelykstel met God? Gelykstel. Sê ek en die Vader is een. Wat ek doen is wat die Vader doen, wat die Vader doen is wat ek doen. Ek en die Vader is een. Nou Jesus sê nie daar, ek is die Vader en die Vader is ek nie, is nie wat hy sê nie. So die Jode verstaan dit baie goed, hulle verstaan die implikasie van Jesus se woorde deeglik genoeg vir hulle om te registreer dat Jesus besig is met Gods lastering. En daarom tel hulle klippe op om hom te stenig, want die wet vereis dat so 'n persoon se muur tereggestel moet word. Jesus antwoord hulle: baie goeie werke het ek julle getoon van my Vader, oor watter een van die werke stenig julle my? So ek het baie dinge in julle gedoen wat baie duidelik is dat die Vader met my is. Nee, dis wat Jesus ook vroeër vir hulle sê, die Vader is met my, want ek is gehoorsaam aan die Vader. As een van die uitsprake wat Jesus maak, wat vir my so kosbaar is, want dis 'n begrip wat in ons dag en tyd net totaal en al verlore is. Die feit dat God met my is, want ek is gehoorsaam aan hom. Nee, sê ons, gehoorsaamheid is glad nie meer 'n faktor nie. Hy is met my, punt, en dis glad nie wat die skrif sê nie. Die Jode antwoord om en sê, dit is nie oor 'n goeie werk dat ons u stenig nie, maar oor Gods lastering, en omdat u wat 'n mens is, u self God maak. Nou kyk nou mooi, die Jode verstaan hierdie saak baie deeglik. Hulle verstaan, dis nie net bloot, ja, laat ons dit fyner sê, dis nie net bloot dat Jesus hom gelyk stel met die Vader. Jy weet, asof hy nou sê, hy is in dieselfde status as die Vader. Dis die feit dat Jesus sê, hy is God, hy en die Vader is een. Hulle is saam God. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar hier praat Jesus net van hom en die Vader. En hulle verstaan dit, so hulle sê, u maak u self God. Hulle sê nie net bloot, jy weet, jy is arrogant genoeg om jou gelyk met God te stel nie. Die implikasie is duidelik.
Hulle verstaan dit baie deeglik. Ek sê, dis nie oor die goeie goeders wat jy doen nie, dis oor jou uitlatings wat jy maak, dat jy en God een is, dat jy self God is. Jesus antwoord hulle, is daar nie in julle wet geskrywe, ek het gesê julle is gode nie, as dit hulle gode noem, tot wie die woord van God kom, en die skrif nie gebreek kan word nie, sê julle vir hom, wat die Vader heilig en in die wêreld stuur, u spreek godslasterlik, omdat ek gesê het, ek is die seun van God. Nou hier, ek het nou al heel wat na hierdie uitspraak van Jesus gekyk, en skitterende verduidelikings gehoor oor wat Jesus hier bedoel en wat hy nie hier bedoel nie, want nou het ek ook al gesien en hier in ons eie land is daar nou bedieninge wat hierdie versie gebruik en die weirdste goed kwyt raak oor die godheid van die mens en sê kyk daar bevestig Jesus dit, wat natuurlik glad nie die saak is nie. Nou, ek wil nou net die volgende oor hierdie gedeelte sê. Nou, Jesus praat van wat hy weet. Hierdie klomp wat hier voor hom staan, dink hulle weet iets, maar hulle weet absoluut niks nie. So wat Jesus hier doen, is hy verwar hulle net met hulle eie skrifte. Wat hulle dink, hulle so fantasties ken. So hy haal 'n skrif aan, waar Dawid sê wat hy sê, wat Jesus hier sê, en sê, ja, nou hoe dan nou, daar staan het dan nou in julle skrifte. En so sê Jesus dat die mens is gode. Nee, is nie wat hy sê nie. Maar hy maak die eksklusiewe uitspraak dat hy God is. Dat hy ek is. Hy is Yahweh. Maar so hy gooi hierdie skrif na hulle toe, praat daaroor en jy kan 'n bietjie gaan oplees oor hoekom het Jesus, wat het hy bedoel toe hy dit aanhaal vir 'n baie meer breedvoerige hantering van wat hier staan. Maar die kort een is, Jesus verwar hulle net as prins. Want die groot ding is, hierdie is nie mense wat opreg op soek is na waarheid nie. Jesus sê dit vir hulle. Hulle sê vir hom, sê vir ons ronduit of hy die Christus is, sodat ons nie langer hoef te wonder nie. Jesus sê, ag nee, wat? Julle speel nou net speletjies. Ek het dit al lankal gesê, die werke wat ek doen getuig van my. Julle glo nie omdat julle nie weet nie. Julle glo nie, want julle wil nie glo nie. Nou, dit is 'n baie ernstige aanklag wat Jesus teen hulle maak en hy hanteer hulle vrae ook met die respek wat dit verdien, as jy nou verstaan wat ek daarmee sê. Nee, want ek weet wat in hulle harte is. Vers 37, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie, maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke, dat julle kan erken en glo dat die Vader in my is en ek in hom. Met ander woorde, Jesus sê, luister, dit maak nie saak van watter kant af jy hierdie kyk nie. Julle weerstaan die waarheid. Ek sê vir julle wie ek is. Die werke wat ek doen is die bevestiging van God. Dis baie duidelik dat die werke wat ek doen is nie net bloot triks nie. Dis goddelike wonderwerke. Niemand, julle erken dit self. Niemand kan dit doen as God nie met hom is nie. Die Jode erken dit self. So okay. So kom ons sê julle wil my nie glo nie, sê Jesus. Julle glo nie my woorde en my uitsprake nie. Dan moet julle ten minste die werke glo. So dit maak nie saak hoe jy na hierdie kant kyk nie. Julle weerstaan die waarheid. Al weerstaan jy die kant, jy sê okay, kom ons sê daar's genoeg, daar's rede om te sê, ja, maar ek kom ons nou nie elke ou glo wat rondgaan en sê hy is die seun van God nie. En God kan my nie kwaadlik neem dat ek nie mense net klakkeloos glo nie. Ja, sê okay, so kom ons sê, julle glo my nie. Julle glo my nie my woorde nie. Kyk die werke wat plaasvind. Dis duidelik dat dit openbarings van God is. Vir die hele Israel is dit duidelik. Selfs die heidene glo in my. Van wie hierdie werke? Van die Romeinse soldate. Ek sê maar, julle glo nie. Want julle weerstaan aktief die waarheid van God. Dis die rede. Dis nie net bloot 'n edele skeptisisme wat julle het, want julle kan mos nou nie almal glo wat nou rondgaan met 'n godsdienstwaan en nou, jy weet, nee, Jesus sê dis glad nie hoekom julle nie glo nie. Julle glo nie, want julle weerstaan die waarheid. Die waarheid staar julle in die gesig. Ander mense kom tot geloof.
en sien die heerlikheid van God, maar julle weerstaan dit aktief. Toe het hulle weer probeer om hom gevangene te neem en hy het uit hulle hand ontkom. En hy het weer oor die Jordaan gegaan na die plek waar Johannes eers gedoop het en hy het daar gebly. En baie het na hom gekom en gesê, Johannes het wel geen teken gedoen nie, maar alles wat Johannes van hom gesê het was waar. En baie het daar in hom geglo. En die kontras tussen sy ontvangs in Jerusalem deur die Jode en oor kan die Jordaan gaan en by hierdie mense kom en sê, Johannes het nou wel nie wonderwerke gesê nie, maar die een ding is, alles wat Johannes van hierdie man gesê het, is waar, dit kom waar uit, is ware, juiste, akkurate beskrywings, ons sien dit, en hulle tot geloof in Jesus gekom. Dis dan vir my 'n wonderlike ding, want mense wat in opregtheid die waarheid soek, kom altyd by Jesus uit. Dis wat God doen. Maar al is hulle in hulle soeke gebroke, beperk, watter ander woorde mense nog kan bysit. In hulle opregtheid van hart kom hulle by Jesus uit. Want die Vader trek mense na Jesus toe. En dit is so 'n wonderlike ding, en ek het nou, die laaste paar jare het ek nou heel wat getuienisse al gesien op YouTube, wat nou wonderlik is, want dit is daai platform het, waar mense nou getuig verskillende dele van die wêreld, onder andere moslems, wat nog nooit in hulle lewe met Christene te doen gehad het, ooit nie, nog nooit in hulle lewe 'n Bybel gelees het, ooit nie, en wonderbaarlik Jesus ontdek het, as Here en Meester, en dan hulle getuienisse wat vertel word, wat jy nou kan gaan, jy kan self vir jouself gaan kyk op YouTube, is net merkwaardig, en dan kan jy sien hoe God in aksie is, en wat hy doen, is hy openbaar, die Vader openbaar altyd sy Seun, hy trek altyd mense na die Seun toe, nie na homself toe nie, maar na die Seun toe, vir wie hulle geskape was, en dis so 'n lieflike waarheid, mense kom by die Seun uit, en wanneer hulle by die Seun uitkom, dan kom hulle by die lewe van God uit. En dis die hele doel van Johannes se evangelie, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, en deur te glo, lewe kan hê in sy naam. Dit gaan alles oor Jesus. En hoe weet jy, iemand het 'n soeke na God? Hoe weet jy iemand het 'n opregte soeke na God? Maak nie saak hoe gebroke dit ook al is nie, 'n opregte soeke na God. Jesus sê, hulle kom altyd by Jesus uit. Dis die fenomeen. Dis 'n goddelike waarheid en 'n openbaring om te verstaan dat Jesus waarlik is wie hy sê hy is. Dat hy kan doen wat hy sê hy kan doen. En dat hy die bevestiging en goedkeuring van God die Vader op hom dra. Dat God die Vader ook sê, maar my Seun is wie hy sê hy is, en daarin bewys dat die Vader die finale goedkeuring op die stellings en uitsprake van Jesus sit, dat hy is wie hy sê hy is, verduidelik Paulus in Romeine 1, is die opstanding van Jesus uit die dode. Dis natuurlik 'n saak waarna toe ons nog moet kom in die evangelie van Johannes, maar ons is stadig besig om op te bou, soos die spanning opbou, mense se weerstand teen Jesus al hoe groter begin word, hulle hom uiteindelik ter dood gaan veroordeel, doodmaak, en die Vader hom dan opwek uit die dode, as absolute finale bevestiging, dat Jesus waarlik die Alfa en Omega is. Elke knie sal buig, elke mond